Baie welkom by nog 'n klein groep byeenkoms. Kan julle glo, ons is aan die einde van die jaar en is 'n tyd om weer bietjie asem te haal en terug te kyk en saam te dink oor die reis wat ons hierdie afgelope 12 maande geloop het. Vandag en vir die volgende 2 weke gaan ons stil staan en 'n tipe van 'n community audit of 'n klein groep audit saam doen. Met ander woorde, ons gaan kyk na waar was ons, waar is ons nou en waarheen lei God ons verder. Aan die einde van 'n lang jaar kan dit baie maklik wees vir ons om net aan te hou hardloop om by daai Desember vakansie uit te kom, om nie te besef hoe ver ons alreeds gekom het nie en dat God steeds nou besig is om in ons te werk. Maar Paulus herinner ons dat die lewe saam met God nie 'n sprint is nie, maar 'n reis. 'n Reis wat hy self begin het en 'n reis wat hy beloof het om in my en jou te voltooi. Filippense 1 vers 3 tot 6 sê Paulus die volgende: Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Hierdie jaar se community revolusie wat ons saam gedoen het, was nie net nog 'n tema nie, dit was 'n uitnodiging tot verandering, geïnisieer deur God, om te bid met oorgawe, om te vergewe met genade, om stadiger te leef, om eerlik te wees, om te dien met vreugde en om te leef met liefde. En nou is die tyd vir ons om terug te kyk. Waar was God in jou lewe en in julle kleingroep se lewe aan die werk? Wat het verander in jou hart, in jou verhouding met hom, en die verhouding met ander in die groep? Want kleingroep en gemeenskap is baie soos 'n tuin, hè? Dit groei stadig, dit gaan deur seisoene. Soms blom dit, ander kere snoei God ons terug, sodat ons by nuwe groei kan uitkom. En dit alles bly sy getroue hand. So miskien het hierdie jaar vir jou nuwe geloof gebring, of dalk het dit ou wonde oopgemaak wat God stadig besig is om te genees. Wat ook al jou storie en julle storie as groep is, God was en is steeds teenwoordig. Hy was daar gewees in elke gesprek, in elke gebed, in elke traan wat gestort is, in elke oomblik van saam lag. So ek wil julle regtig uitnooi en uitdaag. Gebruik hierdie sessie om te reflekteer oor goed soos: waar is ons nou? As ons eerlik is, ons doen 'n audit oor ons groep, waar is ons nou? As individue en as groep. Hoe gesond is ons verhoudings, ons ritmes, ons betrokkenheid? Waar sien ons die vrug van die Gees in ons midde? 'n Gemeenskapsaudit help ons om regtig eerlik te kyk na watse areas het ons floreer, watse areas het ons gesukkel en watter volgende stappe vra God van ons, en ons gaan 'n bietjie meer hieroor gesels volgende week. Wanneer ons hierdie tipe oefening doen, erken ons groei nie net individueel nie, maar God bou saam met ons 'n liggaam, 'n familie, 'n lewende geloofsgemeenskap. So ek lees weer vir ons die teksgedeelte wat ek net nou gelees het, Filippense 1 vers 3 tot 6. Luister weer na hierdie woorde, want dit is ook waar van elkeen van ons. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. En is waar van ons ook. Ons dank regtig die Here as ons dink aan ons kleingroepe. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Paulus se brief aan die Filippense is deurdrenk van dankbaarheid en vertroue. Nie in mense se prestasie nie, maar in God se voortdurende werk in mense se lewens. So dink terug aan die jaar. Waar het julle begin? Miskien was julle vreemdelinge, miskien was julle onseker, miskien was julle losweg verbind en het mekaar nie regtig vertrou nie, maar deur die maande het julle geleer om saam te bid, het julle geleer om oop te wees, om mekaar te vertrou, om meer genadig te leef, en dis transformasie. Dis die werk wat die Here nie ophou om in ons te doen nie, en dis waaraan Paulus ons herinner. God is nog nie klaar nie, hy voltooi wat hy begin. Psalm 139 het my ook gehelp toe ek my gedagtes moes regkry vir hierdie materiaal wat ons nou doen, en julle ken hierdie teksgedeelte. Psalm 139 vers 23 tot 24 skryf Dawid: Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n verkeerde weg is en lei my op die ewige weg. Gemeenskap is God se werkswinkel.
Elke spanning, elke gebedsverhoring, elke eerlike gesprek, alles was deel van sy vormingsproses in jou lewe. Ons groei omdat hy besig is om ons te vorm na die beeld van Christus. Laat toe dat die Here julle harte ook in hierdie oomblik deurgrond oor waar julle nou is na die jaar se journey en community revolusie. So hier is 'n paar vrae na alles wat ek nou gesê het, wat op die skerm gaan verskyn. Praat deur dit, wees eerlik, laat toe dat die Here julle wys hoe gesond julle groep huidiglik is of nie en waar julle nou is. Vat julle tyd om rustig deur hierdie vrae te werk. Die eerste enetjie, as jy terugkyk oor hierdie jaar se community revolusie, watter verandering sien jy in jouself? Wat het God in jou geloofslewe of in jou karakter gedoen? 'n Tweede enetjie, waar het julle as groep geestelik of emosioneel gegroei, dalk in liefde, in eerlikheid of in gebed? 'n Derde ene, hoe het jou idee van community verander van Januarie af? En 'n vierde enetjie, doen saam hierdie gemeenskapsaudit. Met ander woorde, wat het goed gewerk in ons groep? Waar het ons vasgeval of afgekoel in ons groep? Doen 'n bietjie hierdie audit ook saam. En dan 'n laaste vraag, as jy hierdie jaar in een woord moes opsom, wat sou dit wees en hoekom? Chat 'n bietjie daaroor en dan sluit ons saam af. Ek hoop hierdie terugkyk was vir julle groep spesiaal en opbouend geweest. Ek weet dis 'n klomp vrae, maar ek dink dis goed om regtig te reflekteer oor wat die Here in ons harte en lewens gedoen het. Volgende week gaan ons aan en ons reflekteer verder rondom die tema: wat is julle plan vorentoe? Of dalk eerder, wat is dit waartoe die Here julle groep nou roep? What is your next step? Want ons het nou gesê vir mekaar, wat het die Here reeds gedoen? Waartoe roep die Here ons nou? Dis waaroor ons volgende week gesels. So vat nou oomblik 'n geleentheid, bid saam, en spandeer 'n bietjie tyd saam, drink nog 'n laaste koffie en dan moet julle 'n awesome week hê. Ons sien mekaar weer volgende week. Baie blessings.